Goeiemôre. Ek wonder of ons vandag nog ons Bybels waardeer soos wat ons eintlik moet. In 2 Timoteus 3 staan dat die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ons weet hierdie goed. In die abstrakte verstaan ons dit en verstaan ons die waarde wat die Bybel in ons lewens het. Maar die Bybel is tog net meer as 'n klomp kennis. En ek het gister weer tot die besef daarvan gekom toe ek by 'n tannie gaan kuier het en sy vir my die storie vertel van haar kinderdae. Sy was so 7, 8 jaar oud toe het sy 'n hondjie gekry, 'n fox terrier. En die omstandighede waaronder sy groot geword het was nie baie lekker nie. En hierdie hondjie was haar afleiding. Hy was haar beste vriend en dit was haar kosbaarste besitting. En so daar een van haar pa se vriende kom kuier, 'n oom Jan Slippers. Is dit nou vir jou 'n interessante naam? En oom Jan Slippers het net so verlief geraak by die hondjie. En hy het vir haar gevra, "Wat wil jy vir die hondjie hê? Ek wil hom graag by jou koop." Sy het net gesê, "Oom, hierdie hondjie is verseker nie te koop nie." So het oom Jan elke keer as hy omgekom het, van weer gevra, "Is jy seker? Wat wil jy vir die hondjie hê?" En eendag toe hy by haar kom, toe sê hy, "Oké, ek verstaan nou, jy wil niks geld vir die hondjie nie, maar is daar niks anders wat ek vir jou kan gee in ruil vir die hondjie nie?" En toe sê hierdie jong dogtertjie vir hom, "Oom, ek sal graag my eie Bybel wil hê." Op daardie stadium het hulle net een Bybel in die huis gehad. En haar ouers het vir haar gesê sy mag nie daardeur blaai nie, want hulle was bekommerd dat sy die blaaie sou vuil vat of renoveer, want ook hulle het die waarde van hierdie boek gekoester. En so in die volgende week toe oom Jan Slippers daar aankom, toe bring hy 'n Bybel vir haar. En so het sy haar kosbare hondjie vir iets meer kosbaar verruil, 'n Bybel. Ek is amper aangedaan toe ek die storie hoor. Sjoe. Om te dink dat iemand soveel waarde aan die Bybel kan koppel, dat hy of sy bereid is om hulle kosbaarste besitting te gee in ruil daarvoor. Dan voel ek half skuldig, dan besef ek nie, ek waardeer nie altyd die Bybel soos wat ek moet nie. Die Bybel is meer as net 'n boek, dis meer as net 'n klomp reëls en riglyne. Ek beskou die Bybel as God se liefdesbrief vir my en vir die wêreld, waarin hy vir ons kom sê, ek het julle so lief, dat ek my seun vir julle gegee het. En hier is die verhaal hoe dit alles begin en ontstaan het. Een groot liefdesbrief, 'n openbaring van wie God is en wie hy vir ons is. So vandag, as jy dalk so 'n bietjie deur jou Bybel blaai of 'n teksversie lees, of dit nou in 'n fisiese Bybel of jou foon is, besef net die kosbaarheid van hierdie boek en waardeer dit dat jy 'n Bybel het, die bron van kennis wat jou tot verlossing kan bring. Is dit nie fantasties nie? Geniet jou Bybel, geniet jou dag. Groete.